Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. Ons almal ken seker die gevoel van ongeduld. Ons wil hê dinge moet gou gebeur, of dit nou gaan oor 'n gebed wat beantwoord moet word, 'n verhouding wat herstel moet word, of dalk net die frustrasies van die daaglikse lewe. Ons leef in 'n wêreld wat ingestel is op kitsoplossings, maar God werk dikwels op 'n ander ritme as ons. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Jakobus 5 vers 7. Wees dan geduldig, broers, tot by die wederkoms van die Here. Kyk hoe wag die boer op die kosbare opbrengs van die land. Hy is geduldig daaroor totdat die vroeë en die laatreëns geval het. Wanneer ons na die oorspronklike konteks van hierdie brief kyk, sien ons dat Jakobus skryf aan gelowiges wat dit bitter moeilik gehad het. Hulle was onder geweldige druk, het vervolging verduur en het gewag op verlossing. Jakobus gebruik hier die beeld van 'n boer in Palestina. In daardie klimaat was die boer totaal afhanklik van die reën, die vroeë reën na planttyd en die laatreëns voor oestyd. Die boer kon nie die reën afdwing nie, hy kon dit voorberei en wag. Die Griekse woord wat hier vir geduld gebruik word, beteken letterlik om jou asem lank in te hou of nie vinnig in woede of paniek uit te bars nie. Dit is nie 'n passiewe wag nie, dit is aktiewe vertroue. Die boer weet die oes gaan kom en daarom bly hy aanhou werk. Jakobus herinner ons dat ons soos daardie boer moet wees. Ons moet wag met 'n vaste verwagting dat God sy werk sal voltooi op sy tyd. Hier is 'n skriftuurlike feit om onsself aan te herinner. Geduld is nie net 'n vermoë om te wag nie, maar die vermoë om jou gesindheid te bewaar terwyl jy wag. Terwyl die boer wag, sorg hy vir sy land. Terwyl ons op God wag, moet ons voortgaan om hom te dien en te vertrou. Die skrif leer ons dat ons nooit laat is nie, maar hy is ook nooit haastig nie. Hy is besig om in die agtergrond aan ons karakters en ons omstandighede te werk, sodat die oes in ons lewens op die regte tyd kan inkom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U die meesterboer van ons lewens is. U weet presies wanneer die reën moet val en wanneer die oes gereed is. Vergewe ons vir ons ongeduld en ons neiging om voor U uit te hardloop. Help ons om vandag stil te word en te vertrou dat U besig is, selfs al sien ons nog nie die vrugte nie. Gee ons die krag om met 'n kalm hart te bly wag en aanhou doen wat reg is. Ons plaas ons toekoms en ons tydsberekening in U bekwame hande. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.